Wat 'n heerlikheid, Here, om te kan weet dat U belofte daar is. Daar waar ons in U naam vergader, daar is U. Here, wil U vanaand die eregas wees. En Heilige Gees, wil U ons harte oopmaak, ontvanklik maak. Wil U vir ons help om eerlik te wees, ook met onsself, Here. Here, sodat ons kan leef die agent wat U wil hê ons moet wees. Kom dan, Heilige Gees, vul hierdie gebou, vul ons harte, vul ons verstand met wie U is, Here, sodat ons nie anders kan as om verwonderd huis toe te gaan nie. Dankie dat ons dit mag vra en weet, U gee wat ons vra. Amen. Goeienaand. Is 'n besige kwartaal hierdie, né? Behalwe vir die onderwysers, hulle het nog eers begin klasdraf nie, so hulle weet nie wat's besig nog so ver nie. Maar blykbaar word die SR môre verkies, né? Of aangestel, aangenoem, wat noem jy dit? En is hakkerswete die week en is toetse tussenin. En toe sê dit dan my vermoë om in te meng met ou se sosiaal, né? Julle ook. Dit was nogal vir my altyd 'n probleem. Dink 'n bietjie terug. Die kwartaal is nou wat so 3 weke. Waaroor is jy spyt van die afgelope 3 weke? Of laat ek eerder so sê, waaroor is jy meer spyt? Is jy dalk spyt omdat jy die afgelope 3 weke nie regtig by jou stilte tyd uitgekom het? Bybel gelees het, gebid het. Wat saamhang dit is ek spyt ek was nie dalk in die kerk die afgelope ruk nie. Ek het my selgroep 'n bietjie gemis want ek was besig met staf. Of voel ek skuldig omdat ek met iemand anders lelik was. As kinders het oor hom sleg gesê het, afgekraak het, dalk neerhalend neergekyk het want hy's laer as ek. Oor watter een van die goed voel jy die skuldigste? Hoor julle wat vra ek? Is dit veel belangriker om die regte goed te doen as om met mense reg op te tree? Ons het almal al dit gedoen, nee. Ons het almal al gekyk hoe naby aan sonde kan ons kom. Ken julle dit? Mag jy oor die tou trap nie. Maar hoe naby kan ek kom voor dit verkeerd is? Ons het almal gevra, is dit sonde om dit te doen? Hoekom? Want dit is vir ons almal belangrik om te weet dat God met my okay is. Ja, en dan sit ons met hierdie ding binne in ons, ek wil so graag ook die sonde doen, want dit lyk hom so lekker. Maar ek moet dit nou net tot op daai punt doen, waar ek weet, dit is nie vir God te erg. So nou negotiate ek, is dit goed, is dit nie goed nie, hoe ver is te ver? En as ek dan nou verkeerd gedoen het, en ek weet, God is nie hiermee okay nie, wat moet ek dan doen? Moet ek 'n ritueel gebedjie opsê? Maak asof ek ontsettend spyt is? Sorg dat ek weer die regte goed begin doen, ek kom weer by die selgroep uit, en ek gaan weer kerk toe, en ek vloek 'n bietjie minder vir 3 dae, en ek doen 'n slag weer net die regte staf, want dan weet ek, nou die balans weer uitgefigure, God is nou weer okay met my, want ek het nou weer 'n paar goedjies reg gedoen. Maar ek worry nie vir 'n oomblik oor die mens teenoor wie ek die sonde gedoen het nie. Die mens wat ek afgekraak het, neerhalend behandel het, dalk op seksuele vlak meer nie reg gedoen het nie, wat ook al. Want ek moet met God alright wees. Maar die ander ou, is nou maar sy saak. Nou, julle is nie dom nie, nee, julle kan lees. Die reeks gaan oor agent 777, license to save, nie 007 license to kill nie, want ons is in die genadebedryf, ons gee lewe.
Maar mens kry agente, en jy kry agente. En dan kry jy mos Mr. Bean, wat sy geweer uit, julle het nie gesien nie. Julle het gaan kyk, is skitterend opvoedkundig. Julle hoor al die verskil, nee. Die een tipe agent gaan oor homself. Ek moet die regte goed doen, ek moet die regte staf, die rituele, die regte skrifte, die regte kerk, die regte doop, die regte, wat ook al, doen, sodat my saak met God reg is. Dis belangrik. Hoeveel keer ek in die kerk moet wees, hoe ek moet, wat ek moet. Want dit gaan oor hoe ek voel, en dit gaan oor hoe ek gedien word, en bedien word, deur God. En hoe ek God se hand kan draai, sodat hy my kan bly seën. En ek moet nie so optree, dat ek God kwaad maak nie, want dan gaan ek verloor. En ek gaan nie sy seën kry nie. Scary ding is, daai tipe agent gaan nooit by die punt kom wat hy tevrede is nie, want hy gaan altyd hierdie vraag in sy hart wees en sê, het ek nou regtig goed genoeg gedoen? Het ek nou regtig alles gedoen? Ek moes doen. Kort ek nog dit? En wanneer laas het ek dat? Gaan oor ek en hoe ek voel. En die scary ding is, as jy die evangelie van Jesus, wat jy mos nou al van so groot af gehoor het, ken en verstaan, is dit presies wat Jesus Christus kom doen het. Hy het ons kom vry maak van hierdie ek, en hierdie rituele, en hierdie heilige goed. Sê nie, is dit so? Hoor wat sê Romeine 3. Ek gaan 'n paar tekste lees, party gaan ek op die bord gooi, maar hoor wat sê Romeine 3 vers 21. Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry kan word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweer die verlossing deur Jesus Christus. Hoor nou, God is reeds oukei met jou. Jy hoef niks te doen, geen ritueel, om God se hart te verander nie. Want hy's reeds oukei met jou. Hy het jou reeds nuut gemaak, vry gemaak. Jy hoef niks by te doen. Dis wat God sê oor wie jy is. Vry gemaak. Vry. En dit maak van jou 'n ander tipe agent. Agent 777. So as jy sê, ek is God se kind, ek het hom aangeneem, ek het my hartjie vir Jesus gegee, ek het my lewe oopgemaak vir hom, wat se terme jy ook al wil gebruik, dan beteken dit, God het jou aanbod aanvaar, hy het vir jou vergifnis gegee, hy het jou vrygespreek, dis wie jy nou is, 'n agent vir hom in hierdie wêreld. En die amazing ding, van al die goeie agente, dit gaan nie oor hulle self nie. Dit gaan oor die mission. Dit gaan oor om die wêreld te red. Is dit nie? 007, dit is so skitterend, weet jy, dan loop hy in en hy doen die weirdste en die snaakste goed wat die spanning opbou en hy waag sy lewe keer op keer en dan blaas die hele plek op en loop hy en dan skit hy net die stof af en hy's alright. Maar hy waag dit, want dit gaan nie oor homself nie. Dit gaan oor die mission. So as jy sê ek is God se agent, dan gaan dit ook nie oor jou nie. Dit gaan oor die een wat langs jou sit. Die een wat langs jou bly. Die een wat oor kan die straat bly. Die een wat jy nie van hou nie. Die een wat jy dink ek sal nooit met daai mens oor die weg kom nie. Die een wat jou vyand is. Dit gaan oor hom. Jesus wat hierdie mission begin het,
wat hierdie losmaak gebring het van dit gaan oor jou en jy wat wette moet nakom en jy wat rituele moet doen. Wat skryf hy? Johannes 15 vers 12. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Dis die opdrag. Nie 10 gebooie nie, net een. Julle moet mekaar lief hê. Paulus wat meer as die helfte van die Nuwe Testament geskryf het, skryf in Galasiërs 5 vers 6. Al wat van belang is. Met ander woorde, die Bybel is net so dik, maar die enigste ding wat belangrik is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Dit gaan nie oor jou nie. Jy's 'n agent, nie oor jou nie. Jy's 'n agent oor die een wat langs jou is. Kom ek verduidelik verder. Hoekom mag jy nie jok nie? Nou toe jy so groot was, mag jy nie jok nie, want jy weet, as jy jok, dan word dit warm van agteraf. Goeie plan nie, moenie jok nie. Nou dat jy groot is, nou sê jy, ek moenie jok nie, want die Bybel sê ek moenie jok nie, en as die Bybel sê wat God se boek is, sê ek moenie jok nie, dan sê God ek moenie jok nie, en daarom moet ek nie jok nie. Ja, dis reg. Maar hoor wat sê Jesus is die rede hoekom jy nie moet jok nie. Want wanneer ek jok, maak ek die een vir wie ek jok seer. Wanneer ek jok, keer ek vir myself. En dis die ou gewone wit leentjie wat ek nou van praat, nie? Ek keer vir my weekends, laat ek nie in die moeilikheid kom nie, ten koste van iemand anders. En dis nie wat agente vir Christus doen nie. Wanneer ek jok vir iemand, sê ek eintlik vir daai ou in sy gesig, jy is nie eers die moeite werd om die waarheid voor te vertel nie. So min dink ek van jou. En dit wat dalk vir jou goed sal wees, en vir my minder goed, tel nie. Want ek wil hê dit moet vir my goed wees. So vir wie het ek lief? Mens vertel die waarheid, aan die ander jy jok nie, omdat jy nie omdat jy bang is vir God se straf nie, maar omdat jy mense lief het. Daarom jok jy nie. So hoekom moet ek vrygewig wees? Ek het so hard gewerk vir hierdie hierdie geld. Okay, julle studente, julle het nie so hard gewerk nie. Maar my pa het hard gewerk en hy het dit vir my gegee. Hoekom moet ek dit vrygewig vir ander mense uitdeel wat nie hulle werk doen nie en wat niks doen nie en? Die Bybel sê ook tog ergens op 'n plek dat 'n mens moet 'n blymoedige gewer wees, nê? Maar dan word 'n mens moet uitdeel. So God sê mens moet uitdeel, daarom moet ek uitdeel. Nee, die rede is my vrymoedigheid of vrygewigheid, my vrygewigheid help die een teenoor wie ek vrygewig is. Dit is moeilik, moet ek dit weer sê. Julle het tog nie almal wielietjie wiskunde nie, het julle? My vrygewigheid is ek en doen ek, want dit help die mens teenoor wie ek vrygewig is. En daarom is ek as agent 777 vrygewig teenoor ander mense. Kom ons praat oor skinder. Hoekom is skinder verkeerd? Die Bybel sê so, ja, maar ek moet nie skinder nie, want dit maak ander mense seer. Dit pleeg karaktermoord. Dit vat ander mense in die gesig. Ons soek altyd 'n versie om te regverdig dat dit wat ek graag wil doen, wat ek in my hart weet is nie reg nie, te regverdig. Die Bybel sê nêrens dit nie. Maar die Bybel sê wel in Galasiërs 5 vers 14, 'n goue reël, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En met hierdie goue reël kan ek mos alles in die lewe toepas. Kan ek mos presies weet hoe moet 'n agent 777 optree? Want dit gaan oor liefde. Liefde vir die een langs my. Ons praat oor 'n ander topik, seks voor die huwelik. Hoekom moet ek nie die meisie in my lewe of die ou in my lewe druk om seks te wil hê voor die huwelik? Want dit bring by die persoon teenoor wie ek myself op forceer skuld.
dan is ek mos nie lief nie. Dan is ek mos net vir myself lief. So die vraag wat jy elke keer vir jouself moet afvra, is hierdie reg of is hierdie nie reg nie? Tree ek nou op as 'n agent van Christus wat genuine is en nie die vals een nie? Die vraag is, vir wie het ek lief? Myself? Of soos die een wie ek volg? Want toe die Vader in die hemel vra, vir wie het ek lief, toe kos dit hom sy seun. Toe sy seun vra, wie het ek lief, toe kos dit hom sy lewe. Wie het jy lief? Weet julle, daar was genuine sulke agente al gewees, wat hierdie vraag gevra het en dit voluit geleef het. En in die eerste 400 jaar het hulle van 'n klein sektetjie van 12 mense gegroei tot die grootste godsdienst in die Romeinse Ryk. Dis die Christene van die eerste eeu. Mense wat uit alle fasette van die samelewing gekom het, slawe met hulle eienaars, ryk, arm, kinders, wie is kinders? Almal het weekliks by mekaar gekom. Kom ons lees die teks, Handelinge 2 vers 43. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Dit het nie oor hulle self gegaan nie, dit het oor die een langs hulle gegaan. Gaan nie meer oor wat ek wil en wat ek by mekaar kan maak en wat my drome is. Nee, dit gaan oor die een wat langs my is en wat God vir my vra vir daai mens. Wees hom lief soos jy jouself lief het. En dis 'n manier van leef wat die eerste kerk gedoen het. En daarom het hulle binne 350-400 jaar die wêreld omgekeer. Want hulle die som gemaak, het gaan nie oor my nie. Het gaan oor die een langs my. En ek as agent het die roeping om die een langs my lief te hê, soos ek myself lief het. Dit is mooi woorde, julle hoor dit al van kleins af, want dis wat enige kerk moet verkondig. Jy moet die ander een lief hê. Maar ek het nou 'n bietjie gewonder, wat beteken dit in ons tyd van vandag om te sê, ek het jou lief? Ek dink in ons tyd gaan dit baie meer oor 'n gevoel wat ek moet hê. Ek moet hierdie warm gevoel in my hart hê, dan weet ek het lief. Nee, want dit is verlief, dit is totaal iets anders. Ek dink in ons tyd is dit net om te simpatiseer. O, dis so jammer, of hoe sê julle altyd, o, dis nou sleg. Maar ek sê dit met so 'n strydgesig, dat dit lyk asof ek so verskriklik jammer is, en wie ek voel vir jou, en dan draai ek om en ek loop. Is nou jammer om vir jou moeilikheid te hoor, en ek is regtig jammer daaroor. Want ek het jou lief, want dis wat 'n agent doen. Ek sê die regte goed op die regte plekke. Hoekom? Want ek wil weet dat God met my okay is. En hy verwag van my om lief te hê. So, nou sê en doen ek die regte staf. Maar daar's meer. Daar's meer as om net die regte staf op die regte tye te sê. En daarmee maak ek klaar. Hoor hierdie ontstellende teks in Matteus 25. Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Dis nou op die einde. God sit op sy troon en almal is daar. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei soos die wagter die skape en die bokke, die soetes en die stoutes. Skapies en die bokkies skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan vers 34. Dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê,
Kom, julle wat deur my Vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis. So julle is skapies, julle het iets reg gedoen. Julle kry die erfenis. Wat is die erfenis? Dis die hemel, saam met God. En dan vers 35. Want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. En dan sal die skapies vir mekaar sê, waar was hy? Honger? Ek het nooit vir Jesus broodjie gegee nie. Ek was dors en julle het vir my iets gegee om te drink. Waar was hy? Dors. Ek was nie eens daar nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ja, ek het Jesus in my hart ingenooi, maar ek het hom nog nooit plek in my huis gegee om te bly nie. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee, siek en julle het my verpleeg in die tronk en julle het my besoek. Jesus in die tronk? Ja. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, vra, Here, wanneer het ons u dors en honger, wanneer het ons u honger gesien? Wanneer het ek u gesien, toe u honger was, en vir u kos gegee, dors, iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien, en u gehuisves, of sonder klere, en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien, of in die tronk, en u besoek? Amazing, hierdie agente is so in totaal en al uitverkoop aan hierdie mission, en volg so in totaliteit vir dit wat Jesus gedoen het, en gesê het, en die opdrag wat hy gegee het, en is so lief vir ander, dat hulle eers agtergekom het, hulle doen dit nie. Eers agtergekom nie. Vers 40, en die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen het. Hierdie agente het lief gehad. Daar was nie onderskeid nie. Daar was nie 'n lys van, nie hierdie ouens nie, net hierdie ouens. Nee. Hulle was vir almal lief. Het goeie goed gedoen aan almal wat dit nodig gehad het, sonder om iets terug te vra. Sonder om te dink, maar, nou doen ek hierdie ding vir hierdie ou, ek hoop die Here sien dit raak, want kyk, nee, dis my tweede laaste R100 wat ek weggee. Ek hoop die Here sien dit. Nee, net gedoen. En dit het die koning se goedkeuring weggedra. Hey, boys and girls. Hier is 'n genuine ding. Dis nie meer inoefen speletjies soos toe jy op skool was nie. Nee. Jy leer nou. Jy leer nou die ritmes aan wat jy vir die res van jou lewe gaan doen. Jy leer nou aan die manier dink van hoe jy vir die res van jou lewe gaan dink. Jy leer nou aan hoe jy gaan wees as groot mens. En as jy nie nou hierdie snap en begin leef nie, gaan jy dit nooit in jou lewe doen nie. En die wêreld smag na agente van Christus wat doen wat reg is. Wat lief het buite hulle self. Wat omgee, versorg, vertroos, besoek buite hulle self. Vir wie? Almal wat verby jou pad kom. Jesus het dit met sy lewe gewys. Hy roep jou. Volg my. Maak soos ek gemaak het. Hê lief soos ek lief het. Doen aan ander soos ek gedoen het. Volg my. Jy is my agent. Daar waar jy bly, daar waar jy klas draf, daar waar jy van die huis afkom waar jou maale bly, daar waar jy is jy my agent. En ek het jou gekies. Hoor mooi, maak klaar. God sê ek het jou gekies, want ek wat God is, dink jy kan dit doen.
hoor dit weer. God wat jou gekies het om sy agent te wees, dink jy het al die makings om dit te kan doen. Om die agent te kan wees, om die opdrag te kan uitvoer. Maak nie saak wat dit jou kos nie. Ek het 'n videoklippie wat ek net vir julle wil wys, en dat as jy net vir ons die ligte gou sal afsit, sal ek bly weet. Dis 'n all-time favorite, maar hy som my hele preek op in 3 minute. So, geniet hom. I can't do it. What did you say? I can't. Who are you? Rhino, you just don't know. You are Bolt! But I'm not. Who single-handedly destroyed the Green-Eyed Man's undersea labs? Me, but And who foiled his plan to infiltrate the Olympics with gymnastics cyborgs? Who, Bolt? Who? me, but none of them. You can, Bolt. Because all over this planet, there are animals who feel like they can't. Like a little hamster who once spent his days in an RV park, dreaming of the day when he, too, would save a little girl from danger and be told, "You did it. You did it, Rhino. You saved the day." They need a hero, Bolt. Someone who, no matter what the odds, will do what's right. They need a hero to tell them that sometimes the impossible can become possible if you're awesome. Well, you're right about one thing, Rhino. Mittens does need a hero. I guess I'll have to do. Such modesty! Now, who's going to save that cat? Me. Who? Tell me who! Me. I'll get my ball. Dis wie jy is. Dis wie God sê jy is. Jy is die hero, die agent, wat die wêreld moet gaan red. Mag jy die guts hê om oor jouself te kom. Om te glo, God het my vrygemaak. Ja, ek maak nog stupid foute, maar hy het my vrygemaak, sodat ek die hero kan wees. Mag jy die guts hê om dit te doen, en mag hierdie dorp, en die een waar jy vandaan kom, sy bekke open. En mag hulle, wanneer hulle asem terugkry, vir God loof en prys, oor wie hy is. Amen. Kom ons bid. Here Jesus, ons sukkel om hierdie te glo, ons sukkel om te glo dat ons genuine vry is, en dat U ons die vermoë gee om hierdie agente te kan wees, om regtig te kan doen aan ander, te kan dien, te kan lief hê, buite myself. Ek wil bid, Here, vir elke student wat hier is, Here, maak hulle lief vir mense, help hulle om my eie selfsug raak te sien, en daarby verby te kom. Here, maak ons vry, van onsself, en gee, Here, dat ons 'n agent sal wees vir U, dat die missie, die opdrag, dit waarheen ons op pad is, dit wat U van ons vra om lief te hê, vir ons gemaklik en natuurlik sal kom. Want U het ook dit, die liefde, vir ons gegee. Kom dan, Here, gebruik ons. Hier is ons. Amen. Ons gaan nou afsluit met ons slotlied, dis die lied vir die hele reeks. Nou, Marnie en Sander, julle het dit saam geskryf, is 'n nuwe lied. Jy sal hom nog nêrens gehoor het nie. So kom ons staan en dan sing ons hom saam. En ek dink as ons nie goed gaan nie, Marnie, mens sommer besluit of ons hom 2 keer sing. Is dit reg? Kom ons staan.
gered, ek is geroep, ek is gestuur en daarom staan ek hier. U maak my braaf, U maak my sterk om te dien in die koninkryk en kerk. U gee vir my die Heilige Gees om U liefde vir die wêreld te wees. U het my aan die hand kom vat en nou is ons disippels saam op pad. Ons wil wees wie sê ons is. Voluit volgers van Jesus. U het geskep, U het beloof, U het bevry deur aan die kruis te ly. En met U wil lei my deur die woord, sodat ek in die koninkryk kan behoort. U gee vir my die Heilige Gees om U liefde vir die wêreld te wees. U het ons aan die hand kom vat en nou is ons disippels saam op pad. Ons wil wees wie sê ons is. Voluit volgers van Jesus. U sit op die troon, U regeer. U is die hoof van die liggaam en U kom weer. U gee vir my die Heilige Gees om U liefde vir die wêreld te wees. U het ons aan die hand kom vat en nou is ons disippels saam op pad. Ons wil wees wie sê ons is. Voluit volgers van Jesus. Voluit volgers van Jesus. God het jou sy agent gemaak. Jy het 'n job. God dink jy kan. Mag jy die genade ontvang om oor jouself te kom en te doen en te wees wie God sê jy is. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met elke een van julle wees en bly. Amen.